Mag hierdie boodskap weer eens vandag u hart, u gedagtes, u geloof en u hoop in 'n rigting bring wat ooreenstem met die vrug wat die Here Jesus Christus, die vrug van die Gees, God se Gees, vir ons bring. Hartlik goeiemôre, baie welkom. Ek wil vanoggend net iets met u deel en naas my gebedstyd vanoggend en ek sit hier met die woord voor my. En die Gees van God klop op my hartsdeur en gee vir my hierdie woord. Die werke van die vlees en van die vrug. Jy sien, ons het 'n vleeskant in ons. En die vleeskant is nie altyd die goeie kant van ons nie, want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees. Daarom as ons in die vlees wandel, dan sal ons besig raak met dinge soos oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid wat kwaadheid is, naaiwer, tweedrag en partyskap wat faksies is, as jy faksies vorm met mense. Afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge. Jy sien, die vlees wil hierdie dinge voortbring in jou. Maar jy het ook 'n kant in jou wat die gees en die siel is. En die moet deur die vrug van die gees voortgebring word. En dit is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, trouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Want weet jy, teen sulke dinge het die wet niks nie. Nou praat ek van die wet wat ons nie kan oorkom het nie. Daarom het Jesus Christus in sy self gekom. En dit was die groot genade van God, sodat ek en jy, wat besluit het, ons het nog altyd in die vlees gewandel, en ons wil regtig, ons bekeer in Jesus, ons word wedergebore, maar hoeveel van hierdie vrug van die gees is sigbaar verander in ons daaglikse lewe? En gaan gerees hierdie stukkie vir uself. Galasiërs 5 vanaf vers 16 tot 26. Sodat jy kan verstaan dat Jesus het met sy bloed betaal, sodat jy kan wen, sodat jy die vrug van die gees kan voortdra, deur om die evangelie, wat die goeie nuus is, verander te verkondig. Jou skoene van bereidheid aan het om dit dan te gaan doen, nie stil te staan en te sê, is nice, ek gaan dit van myself hou nie. Ek en jy moet op daai plek kom, waar ons nog steeds dalk Satan se voorstelle hoor, maar waar ek en jy op die autoriteit van die woord besluit te neem. En besluit of, gaan ek hierdie ding doen of nie? Want jy sien, op die ou einde, is ek en jy verantwoordelik vir ons eie toedoen. Ons het ons bestem om 'n sekere ding te doen. Dit het dalk deur die Satan op ons gedagtes gelê. Maar om 'n sekere ding te doen, moes daar 'n aksie wees. En kom ons wees eerlik met mekaar. Het sê jy nou 'n man of 'n vrou is, 'n kind of 'n groot mens, maak nie saakie. Die besluit moet nog by jou geneem word. Die aksie moet deur jou uitgevoer word. So jy's selfverantwoordelik vir die situasie waarin jy sit. En ons kan ander mense verlei deur om te sê, maak so en maak so. Of ons kan besluit, ek gaan dit nie met iemand anders te deel nie, want dan gaan hulle in dieselfde struik val as wat ek val.
En dis partyskap. Ons moet pas op dat ons nie ander mense mislei met verkeerde dinge nie. Dinge wat uit die vlees uitkom nie. Niemand van ons is perfek nie. Die woord van die Here sê niemand is juis nie. Maar ons moet in Jesus bekeer, ons moet wedergebore word. Ons moet die woord lees onophoudelik, sodat ons kan verstaan wat ons in ons daaglikse lewe moet doen. En wanneer ons op 'n situasie kom waar ons in iets gedompel gaan dalk word, 'n sonde of 'n verkeerde stap, of goed te sê wat onnodig is, dat ons die stem van die Gees van die Almagtige God duidelik sal hoor met ons geestelike oor. Want tog moet jy die Gees van die Here innooi om in jou te woon. Jy moet deel raak van die kerk, van die bruid van Christus, want as die bruidegom kom om sy bruid te kom haal, gaan hy jou kleed sonder kolle sien. En daar staan jy eendag alleen. Maak nie saak wie saam met jou was nie, wie jou hele lewe saam met jou geloop het nie. Die dag voor die regstoel van Christus gaan jy alleen staan. En ek dink nie ons gaan eers kan ons mond oopmaak om te praat nie. Die boeke gaan oopgemaak word. Die vraag op jou lippe moet wees, is my naam in die boek van die lewe opgeskryf? Moenie dink omdat jy vir mense bid en hulle het genesing ervaar en jy loop elke dag en die mense kyk op na jou toe en hulle sê, is 'n man van God daai nie. Jy moet die plek as 'n nederige, as 'n dienskneg inneem, want jy moet 'n dienskneg vir almal daar buite wees, as jy Jesus aan almal wil vertoon. Jy moet die minste wees, sodat hy die meeste is. Pastoor Gary, brood en water, 5 minute woordbediening. Ek weet hierdie stukkie is lank, maar mag die Here absoluut in u hart praat vandag. As u 'n pad met die Here wil stap, en u het nie iemand wat u kan help nie, kontak my gerus. Ek sal graag met u wil gesels, ek sal graag met u deur die woord wil werk, wil so graag vir u bid, dat die Gees van die Almagtige God in jou beginne werk. So gaan kyk gerus, as jy is, dinge wat jy oorspel is, en al daai dinge, die dergelike dinge, die dinge wat uit die vlees kom, as dit nog in jou lewe sigbaar is. Jy kan self ook, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur, maak seker die huis is stil, sê vir die Here, Here, hier is ek. Here, ek het al hierdie goede, maar Here, ek wil nuut gebore word. Ek wil 'n nuwe skepsel word, deur Christus Jesus en sy bloed, en God se genade. Seëngroete, Pastoor Gary, en ek sê weer, Jesus is baie lief vir jou, hy wag vir jou, om op jou knieë voor hom te val en te sê, Here, hier is ek. Amen.